Hallo Rikus. Wat? Nee, jy mag nie eers so goed hê. Ek man, groet nou. Hammy, hoe gaan dit met jou? Yes, Rikus, dankie dat jy vra, regtig baie goed, hoor. Hoorie, ek sal bly die ergste hitte is gebreek. Yes, ek ook, hoor, dis -4 grade vandag. Die koudste dag van die jaar. Ek kon nie glo, kyk hoe sit ons hier. So dis nou Dinsdag hier by ons. Dis nou Donderdag aand by julle, Dinsdag by ons. Dis koud. Dis verskriklik koud. Ek hoop dit sneeu in Pretoria vandag. Baie, ek kan nie eens my sixpack wys niks vandag nie, want ek meen ek kry net te koud. Hoor jy klink siek ook vir my. Ek is so 'n bietjie verkouerig, maar ja. Maar hoekom het ons nie gekanselleer vandag dan nie? Jy weet, nou maak jy ons, jy steek my aan, jy steek ons gas aan, jy steek vir Blommie aan. Ja, ek dink Blommie het my aangesteek. Ja. Maar dis wat dit is. Maar julle twee, dis weird, vandag een af begin soengroet. Toe sien ek, hier kom iets. Ja. Hier gaan julle virusse versprei. Sy het ook bietjie agtergebly laasweek na die episode toe ek in sy koffie gedrink. Na Steve se episode. Ja, was dit is so excited. Ek sien Steve bietjie. Jy Steve Blommie het agtergebly. Hoorie, en ja, hoe was Steve se episode nie? Dit was lekker gewees. Die mense se terugvoer is ongelooflik. Nee. Ek is so bly en ek is so bly ons kon hom kry, man. En net soos jy gesê het aan die einde, nou kan julle ons bietjie uitlos. Ek meen, Steve is hy kom die 100ste episode kom hy weer, né? Ek dink julle moet weer vir ons gee vir ons nog voorstelle, maar mense wat nog nie hier was nie. Praat met ons, laat ons kyk of ons hulle nie ons gas wat vandag hier sit, het mense baie voorgestel en gesê en hy was nie. So dit is your wish is our command. Dis waar. Nee. Hoorie, sorry man. Jy gedrink die week? O, dankie dat jy vra. Ek was bietjie by Bronkhorstspruit Dam. En wat doen 'n papgooier? Hy drink maar ietsie langs die kant. Maar nie baie nie, ek het lekker paar drankies. Dronkwordspruit. Niks gevang nie. 3 dae was die stokke in gewees, nie eers 'n byt gekry nie. Ja. Toe ek geswem, Blommie, ek sal vir jou video stuur, ons het 'n bietjie geswem. Regtig? Jesus, toe hierdie krimpie toe nou maar vir jou 'n krimpie, hoor. Was dit koud? Koud, Rikus, vrek koud. Maar dis die tipe tawwe ou wat ek is. Swem in die winter, swem in die somer. Maak my niks. Jy is om taaf, nee. Hoorie Riekie, ja, dankie vir dit. So jy het nogal baie talente gekry. Ek meen dit weet ons nou. Speel 13 instrumente. Baie dankie dat jy dit noem. Ja. Ek waardeer dit. Ja. Wat 'n goeie stel. Ja, jy's 'n flippend goeie skrywer, jy's 'n storyteller, jy's 'n goeie danser wat min mense van weet. Meganies is ek goed. Maar jy's goed met jou hande. Kyk hier, mooi sign is reggemaak. Sign is reggemaak. 2 shows wat ons sign baie kak gelyk. Werk aan karre. Dankie. Jy twak praat verkeerd gespel, hoor. O, daar moet jy 'n K. Ja. O. So 'n twak is eintlik met 2 A's. Kwad praat. Quadtrap. Dis wat jy daar geskryf het. So jy kan regtig baie goed doen. Is daar iets wat jy kan doen wat mense nie van weet nie? Want jy is so half 'n publieke figuur en maar mense weet alles van jou. Ek het nou eendag te dik. Ons kan dit doen, maar mense moet nou nie lag nie. Okay, so wat is dit? Ek kan die rokende olifant. O nee dit. So ek kan nogal stemme namaak. Ja. Ek sê jou. Regtig? Maar moet my nou nie judge nie. Okay. Kom ek sê kan ek 'n naam noem? Okay, maar moet nou nie te moeilik gaan nie, want ek begin nou nog. So, okay, weet wat is 'n stem wat baie uniek is aan sy soort? Okay. Is kom ons gaan Pieter de Villiers. Okay, snorre. Snorre. Ja. Okay, hier gaan ons. Even the bad times at the box are good. Wat? Ja. Liewe bliksem. Maar dit is ook eintlik 'n instrument. So jy kan 14 instrumente speel. Jep. Okay, maar okay, Pieter de Villiers is eintlik 'n maklike een. Ja, hy's maklik. Enigiemand kan moeiliker een, ja. Okay, kom ek gee vir jou. Okay, Donald Trump. Okay. Well, it's tremendous to be here, and I gotta say, thank you for making Twakprat great again. Kan dit nie glo nie. Hoorie, sit hom daar. Dankie man. Okay, ek gaan vir jou nog een gee. Okay. Nathaniel. Not Daniel, Nathaniel. Okay. Ja, Nathaniel. Ja, ek het hom lank terug gedoen. Okay. Wat ek het gedink, wat gaan ek sê? Okay. Ek is net so bly dat dit eintlik bietjie koelerig is, nat en reënerig. Want kyk, dit kan ook baie warm raak hierso. So warm maar kan gaar Adidas uit die lug uitval. Dames en here, potty! Ja, amper het ons hulle. Ons het hulle gehad. Hoorie, maar dit is aan 'n kuns op sy eie wat jy doen, hè? Ja, Praat gou vir my so spotty.
Skus man. Sorry man. Ek Ons het nog nooit wat gesê nie, ja. Is dit hoe potty klink? Dis so ja, dit Daai is so een. klink, ja. Alright. Dis so mix. Normaalweg. Vir my is dit so mix tussen Pieter de Villiers, Hy jou is eie so- stem. Hy is so bietjie, ja, hy kan so Pieter, bietjie ja. gaanserig Pieter de wees. Villiers en The Rock. Ja. Jy's Nee, reg. dit is so En dat bietjie. in die bou ook. Die bou ook. Ja, Ja, presies dit die gee bou. dit Dis obviously Pieter de weg, Villiers. Ja. Hoor Nee, jy my, man? ek het so 'n bietjie maar van 'n ook 'n stemmetjies. Ek hoor so, dis hoe jy dromme speel. Presies. Jy sing nie regtig. Want ek het 'n regte alt stem, maar ek het toe jare later agtergekom is al te swak. So ek het eintlik maar net gebly by die dromme. Ja, my speel jy nog dromme of nie so baie nie. Nie op hierdie stadium nie, so ek so hier en daar dan sal ek so 'n bietjie tokkel om net so 'n bietjie vir afleiding, maar ek het so 'n elektroniese stel. Ja. Ek het van al my dromme ontslaag geraak, die Goed raas. klomp- Ja, die goed raas, ja, die goed raas. As jy vriendelike bure wil hê, mense wat jou groet as jy daar verby hulle ry of verby hulle loop, dan moet jy nie dromme byvoorbeeld opslaan in jou huis nie. Nou dat jy elektronies, maar jy het 'n foto waar jy nog 'n ou foto waar jy dromme speel. Kan vir mense wys as jy het. Ek anders het maak nie ja, saak ek het nie. 'n foto, ja. So baie mense weet dit, maar hy het jare dromme gespeel, maar nou dat jy praat vir elektriese drumstel. Ek het nog nooit vir jou die vertel nie. Pel van my wat 'n musiekwinkel het vertel vir my. Hy verkoop 'n elektriese gitaar aan 'n kliënt en die ou wil nou leer speel. En hy gee vir hom die mense wat nie weet jy kry kabel saam met jou gitaar. Hulle noem dit 'n jack to jack, so jy plak hom in die gitaar en dan in jou amp. En die ou gaan huis toe, dis mos 'n elektriese gitaar. En hy check die kabel wat nou in die gitaar kom. Hy sien maar okay, dit moet 'n oorseese plak wees. Toe knip hy die jack af. Toe sit hy 'n 3-punt prop op. Maar dis mos elektries. Toe plak hom in die muur en sit hom. Dis regtig so, toe blaas daai ding nie. Daai pick-ups is net rook wat uit die ding uit. Toe julle vat die hy hom rook uit terug. hom uit? Toe sê hy, hoorie, daar was nou iets fout. So hy weet nou nie of hy die plak mag afgeklip het nie, maar ons moes elektries en ek meen ek het 'n 3-punt prop aangesit en toe blaas die Toe ding. blaas hy. Jesus. So dit gee 'n nuwe betekenis aan hy het letterlik die rook uit hom uitgespeel. Ja. Hoorie, maar miskien meer met die dromme dit daai. Sit 'n 3-punt aanplak om en dan kyk wat maak hy. Maar ek sal eers dat ander ouens dan agter die potte sit. Agter die pot. Weet jy dromme gespeel destyds? Melktert? Of nee. Nee, nie Dit was melktert vir- nie. Ek hou nog steeds van melktert, maar by Maar die kos die die fisiese een wat jy kan kosgedeelte, eet. ja. Nee, ek het so ons het 'n atletiekband gehad ook op skool was. En so Joe Black en Ampie, ons was saam op skool. Oei, dis waar. En 'n ander goeie vriend van my, hy's nou in Australië, hy's 'n monster reg daar. En ons was die atletiekband en ons het sommer so 'n bietjie getokkel. En toe na skool eintlik op universiteit toe ek in die koshuis was, hy's Mopani, July. En toe het ons daar 'n band begin Riverside. En sommer net in die klubhuis gespeel. En nou wat beter is dit as jy 240 ouens in 'n koshuis is, jy het heelweek, jy het 'n klubhuis. Die moeilikste keuse was om te besluit tussen 'n bier of 'n brandewyn, want albei kos R5. Korrek. Ja. Ja, het julle bier? Ja, dis R5. Hoeveel is julle dubbel brandewyn en Coke? Ook R5. Ooh, hoeveel ek gou dink. Wat gaan my die vinnigste drop maak? Wat gaan my die vinnigste op wat plek kry? En ons het hierdie band in die koshuis gehad en ja, daardie musiek eintlik maar begin en jy het ons 'n paar bands gehad. Ek het ons 'n band begin Swerwer daai tyd. Ja. Ek het vir 'n band gespeel Voorbrand. Ons het nogal 'n show gedoen. Dit was daai tyd die Tabazimpi Wildsfees. Yes. Hy het nog vir Dozy gespeel. Dis daai tyd. En Ja. toe het ons en Karen Zoiter daai aand ook, ek onthou ook Ek daai aand onthou gespeel. dit baie goed. En toe het ons daar gespeel as Swerwer. Was 'n ander band gewees Voorbrand. En my langste was vir Dewald Dippenaar. Ek het vir Dis eintlik aan Dewald. week, sorry. Ja. Jy het vir Dewald lank Meisje, gespeel. meis. Ja, wysie. Nie meis. nou nie, maar Ja. Jy het hom ons geskryf op. Blommie. Ja, Wysie meis. nee, Dewald het hom geskryf. Nee, Dewald het hom. Maar nee, yes, ons het ja, dit was lekker tye. Ja. Ingrid, Philip se vrou Ja, Ingrid was Gappie se vrou. ja, Gappie se vrou, ja. Het jy Sy lesse was by Gappie ook gehad? my Gappie? Nee. Lesse gehad. Jy het ook? Regtig my vriend. Ja. Ja. So het julle staan julle ook baie keer skree julle of sit julle Korrek. heeltyd tussen? Ja. Ja, ek het gesukkel ook met een daai stiektwil, want dan val myne. Ja. Ek het maar altyd so een hier weggesteek. Maar hy het ons nooit drom
fisies hoe om dromme te speel geleer nie. Hy het ons daai goed, hoe om 'n drom te stokkie te spin, hoe om jou hare te fliek as jy gaan, jy weet hoe om te sing saam Meer met die dromme. image. Die image. Hy het gewerk aan ons image. En die beste was ook hoe jy die dromstokkie gebruik om te punt na die gehoor toe. Om saam te sing. Ja. Jy Stop, sang. sing, ja. Gaat jy? Want jy kan mispunt ook. Jy kan. Ja, so hy leer jou mooi. Ja. Hoorie maar ek was verskriklik erg oor my dromme nou. Ek het alles self opgeslaan, jy weet, as ons by 'n plek gespeel het, ek was baie erg oor my goed. En ek onthou die eerste keer wat ons in Bourbon Street in Potch gaan speel het. Nou ry ons die middag, kom maar aan, dan doen ons 'n slaan op, doen 'n soundcheck en dis 9:00 die aand en dis net die kroegmanne en daar's so 2 verdwaalde siele wat daar rondom ons hoorie maar gaan nie uit mense opdag vanaand. Jy weet ons speel toe nou maar so half 'n stel daar net dat Dewald net so 'n bietjie sy pype warm kry. Ons het so 'n bietjie loskom. En die volgende oomblik ons vra heeltyd vir die mense hoorie maar waar's die studente? Wanneer? Dan gaan so nee, hulle moet eers klaar dans by Impala. Hulle gaan nou opdag. Ja. Hoorie toe sit asof daar 'n toerbus, 'n Chinese toerbus gestop het met 'n klomp studente. Dis hy. Maar hulle sak daartoe en naderhand dis so groot party dat terwyl ek speel, is hier iemand op die verhoog langs my dromme en slaan self ook die simbale so. En ek gaan so, "Hey, wat maak jy?" En dan staan hulle net so met daai gummy berry juice wat hulle, hoorie, dit is gaas. Jy kan niks doen nie, want hulle gaan jou niks aan. Jy kan nie, jy kan nie, daar moet jy nee, ons het geleef daar. Dit was lekker herinneringe, kunstefeeste. Maar was jy nie spyt? Ek was later baie spyt dat ek dromme begin speel het en nie byvoorbeeld basgitaar nie. Ja, want na die tyd, daai basgitaris, sy jack is uit, hy rol hom op, hy sit sy basgitaar in tas en dan gaan hy. Jy pak op ure en 'n half na die tyd, jy moet daai dromme deur die crowd dra elke keer. Ek was so donder spyt dat ek dromme gespeel het en nie net basgitaar nie. Ja. Ek onthou, ek het nogal baie saam met Morne Bam. Ons het baie in verskillende bands gespeel. En nou Bammy as die gig klaar was, is daai amp is uitgeplak, basgitaar is in op die rug en dan staan hy daar en wag. Dan sê hy, hoorie dude, kan ek help met iets? Dan sê ek, hoorie, ek is nou eers by die simbale afval. Ja, losskroef. Ja, dit is maar. Dan sê hy praat terwyl jy so losskroef. Nee, 100%. So vir die kinders al buite wat wil instrumente speel, moenie dromme speel nie. Moenie dromme nie. Basgitaar, die gitaar is te moeilik. Nee, maar wees nou eerlik. Daar's niks wat jou soveel satisfaksie gee as dromme nie. Bygesê, ek weet nie of julle ander instrumente al getraai het nie, maar dit is ek het dan begin instrument speel omdat my broer gesê het ek moet, maar ek het ook besef 'n ou skoor bietjie meer as jy op 'n stage is. Dis waar. So ek moet sê ja natuurlik. So die drummer het nogal baie geskoor. Ek meen 'n drummer het so half jy weet daar agter, hy het meer geskoor as die bassist byvoorbeeld. Bassist het nooit geskoor nie. Kyk, dis waar die bassist trek altyd in die kort. Maar ek moet sê, maar ja, ek dink dit vir my drums is iets anders. Ja, drum is dis definitief. Ek bedoel dit is jy kan daai goed so hard soos wat jy wil slaan. Ja, jy kan regtig jou frustrasie op uithaal. Jy weet en jy weet hier's hierdie een deel in die liedjie wat jy nou verwag en jy daai vul wat jy nou wil doen en alles moet saamwerk, jy weet, al twee voete en arms en en dan jy kan lekker singeltjie agter, niemand hoor jou nie en jy kan maar lekker vals wees ook. Maar ek moet sê as ek 'n ander instrument kon kies. Ek het so 'n bietjie begin klavier, my ma kan, jy weet, sy kan klavier speel. Weet jy hoe moeilik toer daai? Ja. Hy is nog moeiliker as die dromme om op te slaan. En jy kan hom nie opslaan nie, maar net iemand wat hom kan dra. So jy kry vas nou wat baie hierdie off-road wiele het. So jy haak hom net agter die kar. Dan sleep jy hom. Jy sleep hom. Ja, dis 'n trailer. Hy flikker hy kom met daai sleepstang en dan nee, ek moet sê ek sou nogal daarvan gehou om basgitaar te kon speel. Ja. 'n Basgitaarspeler, ek bedoel jazz, jy weet Jasper. Ja, Richie, as ek net kyk, Bam, as ek net kyk hoe hulle so en dit lyk maklik so, ek weet nie, daar's so swagger wat hulle net het. Ek moet sê dit is my lekkerste instrument op al. Ek laat dit nie. Basics met bass is obviously maklik. Nee, is makliker as gitaar speel, maar om hom regtig te jy's op die root nou. Back to bass. Maar om hom regtig te verstaan, is seker 'n ander move. Kyk, dit baie nie net met jou note die kant nie, maar jou hierdie kant ook. Waar jy nou
wat jy om jou hier werk met die vingers. Die vingers werk, So, jy het baie ghost notes en korter nootjies en langer. Jy speel mens minder plektrum nie. Maar nou dat jy dit wys, verstaan ek nie hoekom basis nie meer skoor nie. Ek meen, hulle het die tegniek. Hulle is eintlik al halfpad daar. Jy's maar Daai fyn. basis, hierdie vingertjies het mos ook 'n six-packies. Wat hier so sit. Dis daai Hulle gaan ook jump toe, hoef jy net die vinger. net die vingertjies. Nee, maar bass is 'n baie technical ding. Dit is maklik, maar is ook moeilik, ja. Potty, jy wat nou so die stemme namaak, né? Kan jy sing in van daai stemme? Kan jy byvoorbeeld Nathaniel Ek meen jy moet tog kan. Ja, ek bedoel as jy nou ek kan hom so 'n bietjie noot hou. Ek het hom koor gesing op my dag. Maar ja, as jy nou 'n Nathaniel stem, ek bedoel maar sy singstem en sy praatstem Hy is sing mos heel aan. is verskillend. Ja, okay. sy Wil jy Weet jy wie sing dieselfde as ek Pieter de Villiers. Ja. Hy sing ook, ek het gehoor as hy sing al. Klink my presies. Dis maar wat gaan hy doen as sy stem uiteindelik breek? Hy het mos daai album hier kom die bokke destyds uitgebring. Dit was nice. maar ek bedoel Robbie het daai ek onthou 2007 was die jaar wat ek en my vrou getrou het. En 2007 was die wêreldbekerjaar. En ek onthou op my bachelors het daai liedjie geloop van Ja, snorre, die die speech, Bokkie Marie oor die speech. Nee, ek bedoel daarso het jy dromme gespeel, Korrek, ja. Dis hy. Ja, en hy het hom nogal lekker na. Hy het hom Hoorie, wel nie gesing nie, maar hy het hom in die song het hy Hy was mos so kwaad, moenie worry Ja, oor dit. Ja. En ek onthou dit soos gister. Jy weet daai die hele jy weet Pieter se unieke stem wat hy gehad het. Het jy hom toe al gedoen, snorre se stem of nog nie? Nee, so die stemme ding het eintlik eers op universiteit, het dit eintlik maar eers so 'n bietjie vlam gevat. Nie dat soos hoor ek het nou prou gedraai, nou gaan ek begin stemme doen nie, maar dit het eintlik maar soos om 'n braai eintlik my groot pel Christo Geldenhuys. Ons het altyd so Christo wat SAB werk. Ja, Christo. Ja, hy bly in die Parel mos nou. So ons het altyd by 'n rugby dag of as ons gaan kyk of sommer net kuier om 'n braai dan het ons so 'n bietjie onderhoude gedoen. Jy weet, soos 'n post-match interview. Yes, ja. En dis eintlik maar waar die karakters begin het. En dan is dit nou 'n Joel of 'n Naas of 'n jy weet 'n Britse speler of 'n Skotse speler en dis eintlik maar waar die karakters so half. Maar hoe het jy agtergekom? Ekskuus. Dis goed daarin. Het jy gecheck ook aan die mense se reaksies? Insane. Hulle like dit. Rikus, dis 'n moeilike ding om eintlik vas te pen om te sê waar dit Okay, dit waar is daar 'n oomblik gewees? Okay, so ek is 'n alleenkind. So kom ek begin daar. So ek moes myself baie besig hou. Ek was verskriklik baie in hierdie figurines, hierdie mannetjies, Ninja Turtles en daai goed. En ek onthou ek het met daai goed gespeel as kind. Jy weet in die laerskool, Barbie. En daai manne. Barbie. Ja, my ma was toe bekommerd. Barbie en daai My ma manne. was toe bekommerd toe ek met die Barbie poppe begin speel. En ja, die gebedsgroep het toe gewerk. Hulle het my toe uit die Barbies uitgebid. maar nee, ek het daarom nie Barbies Ja, maar of 'n Ken gehad nie. Ek lag Blommie ook saam. Vandag is daar wel kinders wat met dit speel en is maar gevaarligte. Ja. Maar nee, so ek was baie in dit en ek onthou hoe ek met hierdie mannetjies gespeel en hulle moes anders klink. Want ek bedoel die een mannetjie kan nou nie dieselfde klink as die ander een nie. En ek onthou dit is hoe ek my stem verander het. En as jy nou 'n fliek gekyk het, jy weet daai tyd was Ace Ventura was groot geweest. Dan kom jy nou by skool dan praat jy met jou maatjies jy onthou hier al toe hy so jy weet dan het jy die hele ding en dan het hulle gesê, hoorie maar jy klink soos hy, hoe doen jy dit? Jy kan soos hy praat. En ek het nooit eintlik gedink dis nou so half 'n ding wat ek verder wil vat, nie. Ek het 'n groot liefde gehad vir storie vertel. Spies en plesier, ek het groot geword met voor die TV gesit, geluister hoe hulle grappies vertel het. En ek onthou net Jan Spies se unieke stem wat hy en hy het ook nou so laat hier aangekom dat ek die program wou stop met sy strande in skuite. En ek onthou dit is waar as ek 'n grappie of 'n storie vertel het dan ek probeer klink soos hy. En gaan toe die karakters nou maar net so half uitgebrei en rugby ek's 'n groot rugby aanhanger en ek dink die rugby karakters het toe nou maar meer en meer geword. En Ja, daar's nou 'n paar unieke stemme in die rugby kringe. Nick Mallet en Naas. Ek onthou Rikus het al die storie ook vertel. Jy weet toe eerste keer wat ons vir Nick saam met hom 'n ding gedoen het, was in Namibië gewees en waar ons so 'n hele ding uitgewerk het waar hy vir Nick die vraag vra.
En waar ek voor die tyd vir Nick gevra het, hoorie Nick, as jy weet, are you okay with the fact that I'm gonna, try and do an impersonation of your voice? Are you okay with that? Toe gaan hy so, Potty, I can't wait because no one can actually do our voices. My brother and I, we sound exactly the same. And, we're just very lucky that no one can actually, impersonate our voices. So yeah, I can't wait. En ek onthou, hoe het ek langs hom gesit en hoe het hy my afgeneem en hy het dit vir sy broer gestuur. En hy het so gelag dat hy luister hoe hy klink en die ander ding is ook, jy moet ook die ou se eienskappe, sy manierisme hê, hoe hy sy hande gebruik en weet hoe hy praat. Jy raak fisies daai karakter. En dit het my nogal, is iets wat my nogal aangetrek het as ander mense nagemaak. Dit is so half net, hulle klink soos daai mense en hoe kry hulle dit reg om soos hulle te lyk ook. Ja. Jy weet, ou soos praat van Ace Ventura, maar Jim Carrey is eintlik dis eintlik maar hoe hy begin het. Hy het baie mense nagemaak. Clint Eastwood, daar's 'n klomp video's waar die mense so namaak. Ja, hy sy oë so trek, Maar 'n baie snaakse storie, ons praat van Pieter de Villiers. Ons was ook 1 jaar in Namibië en toe maak ek ook vir Pieter de Villiers na. En toe sy in die gehoor. Het jy het geweet hou? Nee, ek het nie geweet nie, want hy het rugby daar afgerig en ek onthou die mense het gelag, maar dit was geweet, Jessie, dit weet ek maak hom na, maar ek het nie gedink dit gaan so groot ding. Maar toe is hy in die gehoor en hulle cheer toe en hier staan hy op. En hy was is daar. So, oh my goodness, hier's Pieter de Villiers. Jy het geweet nie. Nie geweet nie. En na die tyd is dit nou alles klaar en ek stap na die tyd na hom toe en ek gaan, nou weet ek nie eintlik wat om hom te noem nie. Ek bedoel, dis die Springbok afrigter. Ek bedoel, Pieter de Villiers is 'n hero. Jy weet, hy's 'n legend. Hier stap ek na hom toe, ek steek my hand uit en ek noem hom maar coach. Ek gaan so, hallo coach. Dis lekker om coach te ontmoet. Jesus, wat 'n voorreg. Hy gaan so, yes, like it man. Ek het nie geweet ek klink so kak in die regte lewe nie. En ek onthou net hoe dit een van die snaakste oomblikke, maar tog een van die ongelooflikste oomblikke in my lewe was om hom daar te ontmoet en het ons 'n foto saam geneem en anyway, dit was net 'n regtig lekker ervaring. Maar so ons 'n paar ouens wat nie daarvan hou nie, 'n paar rugby nou, ek sal hulle nou nie noem nie, maar 'n paar ouens wat nou glad nie daarvan hou dat jy ek meen van dit is so donders amazing kind. Jy moet vir my asseblief na die episode sê wie. Ek wil weet wie. Dit klink soos kan jy vir Rikus naam maak? Ek meen, of het hy nie so unieke stem nie? Ja, nee, ek het, ek meen... Hierdie Rikus, Nee, ek kan nie vir Rikus, nee, ek meen, sy stem is te uniek. Kan ek jou iets sê, jy sal kan my, hy gaan moet gaan luister, hy sal jou kan naam maak. Verstaan maar, hy moet gaan sit en... Ek moet so... Maar daar is seker wat nou ook moeilik is. Maar sit jy nou by die huis en jy oefen dit, obviously. Gaan jy nou en jy gaan... Speel. As jy nou Pieter de Villiers vat. Ja, speel, en dan loop ek ook met uitrusting, so probeer ek nie... Nee, ek... So byvoorbeeld 'n Trump argument van Bob nou, né? Ek het hy het 'n baie unieke en jy weet die manier hoe hy sy gesig trek en deel van dit vorm ook hoe hy praat. As hy sy lippe so maak, so jy moet probeer die stemtoon reg kry en dan is dit ook hoe sy sinskonstruksies, baie woorde wat hy gebruik. Tremendous. It's tremendous. Hy gebruik dit baie. It's terrific to be here. It's amazing. Ja. En net hoe hy sy woorde artikuleer en dan oefen ek dit maar. Ek bedoel dit gaan nou snaaks klink, maar die beste tyd vir my om te oefen is as ek in die stort is. Ek hoor jy, Dan is dit regtig. Ek jouself hoor. Ja, dan kan ek myself hoor. Ja. En dan en my vrou het of my roep jy. Roep jy. Nee. Met wie praat? Ek jou vrou en kinders dink seker. Jy's mal. Maar dit is 'n gawe. Regtig, ek meen daar is nie baie ouens wat dit kan doen nie. Nee, dankie man. Ek sou nooit in my lewe kon dink dat ek nou die rugby stemme sou lei na iets anders toe en toe my en Rikus, Jonathan. Ek wil jou net vra oor hom. Julle het 'n lekker, julle het 'n special verhouding. Hoorie, ek kan nie vir julle sê hoe geniet ek dit. Dit is onophoudelik lag, punt nommer 1. Ek bedoel dit is heeltyd. Ek bedoel daar's 'n ernstige kant aan Rikus ook, né? Ek bedoel wat baie mense van weet en baie mense ook nie. Maar ons het regtig net lekker van en dit is net regtig pret en ons lag en is lekker stories. Ek moet sê ek geniet hom. Ek geniet hom verskriklik baie. Dit is regtig hy verskriklik snaaks. Regtig
Dis regtig nou my tankie is vol. Jy weet as hy dis regtig ek geniet hom baie en ek geniet sy geselskap en En wat ek en baie sy stories, net sy normale stories Ja, die onverwagse goed want baie keer kyk ek volg julle al die programme en baie keer is dit onverwagse goed wat gebeur. Dan kan ek sien jy kan nie cope Ja. wat hy Nee, nou hy net gesê. dis regtig dis 'n verrassingspakkie. Hy sal nie vir my daar goed sê nie. Jy gaan nie vooraf praat nie. Jy gaan Glad nie en hy hou dit so en dan jy weet sy openingslyn ook altyd met Chat Bietjie Boy. Weet dis ek weet nooit wat hy gaan sê nie. En dis daai verrassingselement wat hy maar selfs net goed. Ek onthou een keer wat ons vlug was vertraag van Namibië af soos wat meeste van die vlugte maar is. Ons maar altyd vertraag van Windhoek af. Ja. En ons het daar gestaan in die ry en hy het vir ons stories vertel. Toe hy gaan kamp het en hoe hy die supertube uitgeval het. Want hulle het hom oorgedoen en toe sy die eerste dag dan met sy rekkie. Hy het my daai storie vertel. Het jy dit gehoor? Toe val hy uit die supertube uit en toe sê hulle vir hom hy moet eerder gaan perd ry. En toe val hy van die perd ook af en daar's 'n mag. Die supertube was oorgedoen. Toe hy die eerste ou. Toe hy die eerste ou. Toe hy daar met sy rekkies en hy's reg. Op die draai. Hy sê toe hy deur hom is en uitval. Toe draai hulle dadelik die kraan toe. Sit hulle die pomp af. Hier gaan iemand doodgaan vandag. En hy het amper dood gegaan. So daar was en ons het ek kan nie vir julle begin beskryf hoe dis een van die snaakse stories wat ek in my lewe gehoor het. Ag net sy gesegdes, jy weet net lekker boerie, jy weet as jy ons het 'n African Grey papegaai by die huis en ek het hom nou al goed geleer. Jy weet, ons is groot Leon Schuster aanhangers. Die waar en wolhaar goed, jy weet, daai vrypostige mikrofoon. Ek luister dit nou nog in die kar as ek op die pad is. 100%. Hey mooi ding. Ek weet van die eerste keer wat ek jou gesien het. In 1996 was dit liefde met eerste oogopslag. Jy was my eerste en my laaste rugby liefde. Jy weet jou nalatenskap is verseker van 1920 tot nou. Ek is seker elke kaptein wat jou al gelig het. Kyk nou na die nuwe generasie met trots, Die jong bloed verteenwoordig elke speler wat was en elkeen wat nog kom. Alle tokse trap diep spore, maar beskadig nie my geras nie. Want daar's net een beker, die beste in die geweste. Wees wakker. Vryburg. Ons het nog nie Vryburg Kom ons doen Vryburg. Vryburg, aangename mense. Okay, dankie Gordie. Vryburg. Okay, great. Dankie Gordie. So is hierdie als deel van die program. Op daai noot. CFIO Mobility Toyota Vryburg is ons tak van die week. Hoorie, baie dankie. Aangename manne, né? Ja. Wat jy al in Vryburg? Ek was al baie daar. Vryburg het destyds was dit die Vryburg skou of die beesfees of iets gehad. Ek was al baie daar en dis lieflike mense. Jy kry daar baie lekker skape. Bees. Ja, jy kry baie lekker beeste daar. En Toyotas natuurlik by CFIO Mobility Toyota. Nummer 2, one ad in the bag. Ek wil jou nou iets gesê, jy het net ook van hom Jan Spies gepraat. My ma kuier 'n bietjie die week by ons. Nou gisterand lê ek en sy op die bank. En op YouTube kan jy nou al omtrent al die Spies en Plessis episodes kry. Ek weet nie of jy gesien het al. Ek kom gisterand 'n storie af, jy ken nou seker al die goed, maar Jan Spies het 'n storie gisterand vertel van die oom en tannie, die ou wat op die plaas gestop het, ek weet nie, hulle was dors, hulle wou water hê, toe stop hulle sommer by boer se plaas, so spred kos uitgepak. Maar die mense sê toe, maar dis net die oom en die tannie wat bly. Nou, hulle sê toe, maar eet saam met ons. Die oom en tannie vertel toe vir hom, hulle gaan nou elke jaar wildtuin toe, jy met daai storie gaan hoor. Okay. Hulle eet, dis hoe hulle eet. En maar gaan kyk, want dit help nie, ek probeer vir julle ding vir die why om Jan Spies nou die storie vertel van die oom en tannie wat so moerse tafelkos maak. En dan gaan hulle wildtuin toe, eet hulle begin 3:00 die oggend al met koffie en beskuit.
En dan 5 uur sê die oom net trek af waar nie wil en pak die tafel uit, dan sit nou dit en dit en dit. En jy met daai storie gehoor. Maar dis 'n lang storie, maar ek het so gelag. Om Jan is hy kon. Yes. Wie was ook vir my flippend snaaks. Pype de Villiers. Ja, fyn. Want hy het vir Pype. Yes, oom Koos Koos van Roets. Brits. Arno van Sail. Arno van Sail. Hy moes so Pietman se gepraat. skoonpa. Ja, Pietman, ja. Hy het so gepraat. Nou kom hulle daar aan. Maar wie what's amazing? Legend. Ja, hy het maar so op sy tande Ja, gebyt. Wat amazing is van daai stories is dis vir TV. So hulle kon nie dit moes maar skoon wees. Ja, korrek. En hoe snaaks dit wys jou net. Weet Jy hoef nie vuil te gaan. Dis moet hulle nou maar half 'n vuile vertel. Soos ek, jy hoef nie soos ek te wees en te vloek en goed om 'n reaksie te kry nie. Ja, maar jy moet gaan check daai Spies en Plissie goed. Ja, dit is. Jy weet die storie net, so hulle daai tyd het mense grappies en stories geskryf met die hand Ja. en gepos Auckland Park uitbreiding privaat sak Hoor rarig. 2006. Ek onthou dit baie goed. En hulle het grappies, hulle het oor die 2000 grappies gekry wat die publiek ingestuur het. En dan het hulle daai grappies nou deurgewerk, PG en Jan. Ja. En dan gesê, "Jesus, hoorie, hierdie is 'n storie wat baie goed sal pas by 'n Nico of 'n Tolla." Versprei hulle dit van daar af en Daar's stuur uit die dit na die hulle komediante eie toe. grappies ook wat hulle nou al vir Ja, jare ja. en stories wat hulle nou oor jare opgebou het. Maar ek bedoel daar's grappies. Ek bedoel Nico se grappie van die Oskos lorry. Jy weet die ou 100%. wat hy so praat, nou kom hulle daar aan en Ja. hy vra vir hom. Weet net sy klassieke Ja. Nico Nel, hoe hy grappies. Kyk Pietman Pietman is self wat in daai uitstekend. milieu groot geword het. Hy vertel 'n Nico Nel grappie En ongelooflik. Tolla. En Tolla, hy kan Tolla ongelooflik. Ek het gister hoe Nico Nel daai grappie wat hy vertel van die insekte en die diere wat teen mekaar rugby. Ja, rugby speel. Ja. Dis Met die briljant. 1000 poot, was dan nie die 1000 Ja. poot wat sy tokke en goed. Tog ja, vir hulle waar was hy man die eerste helfte sê nee, het sy toks afgetrek. Hoorie, maar weet jy mense wil dit nou nog doen want ek hardloop uit grappe en Maar jy goed moet uit daai goed met begin MC kyk. goed. Ek meen ek vertel vir die mense dieselfde wat goed vir oor stories en oor. Wil julle vir ons stories stuur? Ek meen as Stuur mense dit. grappies het, stuur dit vir ons aan want ek en Potty weer goed om mee te werk met shows. Asseblief. En ons kan Nee. ons kan miskien die grap van die week vertel op Twakpraat. Grap van die week. Yes, daar's hy. Wat Die verseker grap van die week want ons is besig om stuur verseker vir- ook te leer te stuur vir ons, stel. dit kan skoon of vuil wees na ons e-posadres. Ons het ons een, hè? Vuil grappe hierdie kant, skoon grappe aan hierdie kant. Vuil grappe @ en dan skoon grappe @ Want dit sal eintlik cool wees. Dan kan ons met Twakpraat die beste grap wat ons gelees het die week vertel. Ons sal elke week dan 'n Blommie gooi ons mailadres hier onder. Het ons 'n mailadres? Ons het. Ons kry dit net nie. Wel dan Jy's julle kan professioneel. Henry julle het kan nog my ons mails. julle kan myne ook gebruik of Ja, of Hamilton@vocalevents.co.za ons sal hom hier op die program hê. of Potty at Nee, julle kromvoel@co.za. Sorry Potty. Sorry, daar's die vuil grap. Daar's nou 'n vuil grap. Hoorie, hoe het jou en Rieke se paai gekruis? so Dit sê nou net vir mense, dis nou radio raps. Dis nou nie die Rikus nie. Sorry man, Rieke is Radio radio. raps. Jy ja. praat so. Rieke Sorry is man, de nee, beer. ek wil weet hoe het julle twee Ja, se paai hoe ons hoorie ek wil jy vra. Dit Wat 'n was goeie die vraag. jaar 2000 ja. Ja, jy en Lisa het uitgegaan. Ja. Dit moet julle die sanger Lisa deur hom ontmoet. Met die klavier. Ja, met die Ja, Lisa, dis eintlik waar die liedjie vandaan kom. Nee, so ek en Rikus het toevallig het ons gemeenskaplike vriende. Die Strauss boeties. Ja. Reino en Arie Strauss en ons het in 2013 toe het Rikus se goed net so begin versprei, sy gym gym etiket. etiket. Daai lekker boys, hierdie week praat ons oor gym etiket. Daai gaan Ja, ja, ja. daai witsiekie, daai Ja, dit ja. was ek onthou ek het gekry by die werk. Toe kry ek nog daai soundklip en dit was een van die snaakste wat ek in my lewe gehoor het. dit En was ek wil toe unbelievable. versprei daai goed net. 2013 toe gaan kyk ons rugby, die All Blacks teen die Springbokke op Ellis Park, op die park. En die twee boeties reël elkeen 'n kombi met 'n klomp pelle in. En toe stop ons in Johannesburg, daar by 'n pub, daar in Johannesburg en die twee kombies weet ontmoet toe almal nou mekaar en begin so saam kuier. En toe ontmoet ek Frikus daar. Toe sê ek soos ouma hoor, dit is Jonathan. Dis ja, hulle nou is hier ons so sien, heeltyd ja. hoor jy asseblief praat so. Jy weet praat heeltyd so en ja, toe die post-match interview goed het ons toe nou maar ook so 'n bietjie gegrap mee en ek het so 'n bietjie MC werk begin doen. En toe het ons so daar het ons mekaar ontmoet en saam rugby gekyk. Ons het daai dag verloor. Dit was
tragies geweest. Dit was nie lekker nie. En toe in 2014 toe is ons weer saam by 'n golfdag vir oom Callie Knoetse in Brits. O ja. Die Brits Golfklub wat nou Seasons is. Yes. Nou kyk, dit was dalk een van die ergste golfdae wat ek in my lewe bygewoon het. Ek onthou alkohol gewys of weer gewys? Alkohol gewys. Dit was regtig dit is 'n kyk, dit het Brits vir my opgesom. Dit is 'n klein drinkende dorpie met 'n mynbouprobleem. Ja. Hulle het regtig, hulle het 'n platinumyn en 'n kroonmynprobleem daar. Dit was verskriklik. Ek onthou as vir die van die mense wat al daar golf gespeel het, daar's 'n ramp langs die kant van die golfbaan wat opgaan. Ouens het met hulle golfkarretjies al opgery tot binne in die klubhuis. En ek wil nou kom vra hulle vir my, die MC, hoor jy hierdie ouens kan nie opry nie, jy moet hierdie ouens hier wegkry. Gaan ek so dis 'n klomp oud boksers. Ek bedoel dis die boksers vereniging, bokserskringe. Jy weet almal se oogbanke is so want hulle is oud boksers en af. Dit is so So hoe gaan sê ek nou hoe gaan sê ek nou vir so hoorie so jy kan nie stop nie hoor. Jy moet hierdie ding wegvat hier. Ja, maar jy gaan sê nou vir Callie, sorry Callie, julle gaan nou nie weer op in die ek bliksem vir julle. Callie, hy praat mos ons wil nie beklei nie. Ons wil nie beklei nie. Ja. Ons wil nie daar sê Daniel staan ons hierdie ou kant onder. Met die Valiant. Maar ek onthou waar in Woller, ek spring nou klomp goed rond, maar in elk geval toe is Rikus geboek daai aand. Okay. En hy kom doen ook so 'n stand-up ding daar, die gym etiket en hy sê die Jonathan karakter en daar kuier ons mekaar toe weer raak. En daai aand by die kroeg in Brits, toe sê Rikus, hoorie, hoekom doen ons nie 'n ding saam nie? Jy's hier die rugby karakters, ek is die Jonathan karakter en ons noem dit sommer, ons chat sommer 'n bietjie bol. Ja. En dis daar gebore in Brits. En julle het nou net weer vars episodes mos nou weer begin. Is dit nie? Ja, so ons het nou weer 'n reeks wat uit is nou vir die Springbok toere. Vir die bokke, ja. En ons het ons het elke week op 'n stadium 'n episode uitgebring, maar daar's net so baie rugby. Ja, jy kan. Dat jy daar is net te veel. So en toe het ons dit net so half eintlik maar gespaar vir die Springbok reekse. Okay. Ja. En ja, dit is lekker van. Ons praat eintlik maar net lekker twak praat ook. Dit is. En ons chat maar 'n bietjie bol en ons praat rugby, maar Rikus se rugby kennis is ongelooflik. Ek bedoel hy het self rugby gespeel en goed rugby gespeel. Hy het 'n beurs gekry vir rugby. Ek check hom op, hy's by Tox and Chops mos, so elke nou en dan is hy op. Hy ken rugby. Hy het regtig ongelooflike en dan sê Bakkies en Jannie ook na dit hoorie, hy sê goed wat hulle nie eers aan gedink het 100%, ja. So en ek dink dis die lekker ding is hy's die Jonathan karakter, maar hy praat ook. Ja. Jy weet hy praat sin. Jy weet daar's rugby kennis agter dit en dan ek bedoel ek bring nou maar die karakters in, jy weet rugby gefokus en dan sal ons so nou en dan net 'n random karakter ingooi. Ja. Maar net om die ding so 'n bietjie in te kleur. My foon lui, sorry manne. Nee, is reg. Brood en melk. Dis seker Rikus booking show. Nou. Los ons uit. Ja, my jaar is vol. Hoorie Potty, maar jy 27. Ja, ek dink baie mense dink jy doen dit voltyds, maar jy doen dit nie. Jy weet shows, jy obviously nie MC werk, jy doen nie goed saam met Radio Rabs, maar jy het mos 'n regte werk. Wat is jou uit to 5? Uit to 5. So ek werk al vir baie jare in telekommunikasie as 'n geheel. Is dit jy wat die mense so mal maak? Jy het my al gebel. Meneer, ek het 'n polis wat ek aan jou wil verkoop. Luister, ek bliksem vir jou as jy my weer bel, hoor. Ja, can I please speak to Mr. Wessels? Ja, Mr. Wessels. How are you doing, Mr. Wessels? It's him speaking. How are you doing today? En dan sê jy, I'm fine and you. En dan gaan ek so, thank you for asking. Ja. 100%. Ja. En dan maak ek nou maar net my stemme na. Maar jy sal goed wees, dis Pieter de Villiers wat praat of Nick Mallet. Sorry man. Yes, like it man. Hoe lyk dit dan met daai kontrak? Buy my book. Buy the policy. Nee, so ek het my 8 to 5 is in telekommunikasie, maar vir die afgelope amper 12 jaar is dit baie meer gefokus in spesifieke sektore. So mynbou is 'n groot industrie vir ons, so ek fokus nogal in die mynbou sektor. So ons verskaf netwerke wat mynbou applikasies moet ondersteun. Ek bedoel jy was self in die mynbedryf. Ek bedoel jy is nog steeds eintlik ons nou. Ja, ek onthou jy het ons gesê jy het nooit eintlik in die musiek. En so mynbou is 'n groot industrie en hawens.
So ja, dis nogal 'n redelike gespesialiseerde goed wat ons doen, maar ek klink nou vreeslik intelligent, maar ek is eintlik net aan die verkope kant. So, Okay, so ek verstaan. ek is aan die verkope kant en ja, ons doen werk reg deur Afrika, so van Middelburg tot Mauritanië. Maar hou letterlik. daai jy nogal kwaai besig. Ja, dit doen. Moet jy baie travel met dit of nie vreeslik nie? Ek het op 'n stadium nogal kwaai gereis. Okay. Baie interessante plekke gesien. DRC, Kongo, Ja, ek was self al. hoorie. Ek was bang hoor. As een interessante plek as jy daar land, dan as die vliegtuig so inkom dan volg hulle jou so met daai kanon. Ja? Daai ground to air kanon. Ding wat jy kan skiet, wat jy afskiet. Dan volg hulle die vliegtuig terwyl hy so land en dan kom hy nou ingetaxi en as hulle sien almal is nou redelik okay, dit is Ja. veilig, dan laat sakkel hom. Dis die heilige waarheid. Dit Hier gebeur. en dan die operator wat daar is sit per ongeluk op die knoppie, die skietknoppie. Ja, of hy nie sit so. Ja, jy weet. Ja, nee. Het jy nie jou Allergex gedrink vanoggend nie? Wat gaan aan met jou? Jy weet jy kan dit nie waag om hooi koors te Skiet kry. Air Congo Nee, vlieg in sy ek het al moer. interessante plekke gesien. Wat is daai naam wat jy nou genoem het? Mauritanië. Wat? Mauritanië. Waar is maar dit? Dis Noord-Afrika, aan die noordweste kant. Gevaarlike tipe van plek. Nee, Mauritanië is eintlik glad nie 'n gevaarlike Is plek. dit die nie. land se naam? Ja, dis die land se naam, Mauritanië. Hulle het 'n baie groot Dis ystererts tussen myn. Moreesburg en Tanzanië. Dis presies, dis net buite Moreesburg. In Tanzanië, Hulle maar- praat ook met so Weskus aksent. Wow, Hulle het so, ja. okay. Met die Ja. Mauritaniërs. Ja. Ja. Hulle het 'n baie groot ysterertsmyn daar. Nie so groot soos ons precision myne hier nie, maar Ja. maar ook 'n interessante plek. Ja, dan is daar, ek moet sê een van die Mali. Ja. Ek onthou toe ek eerste keer ek praat met 'n pel en ek sê vir hom, "Ja, ek gaan weg. Ek's weg vir die volgende week. Ek gaan Mali toe." Hy gaan so, "Yes, hoor jy en jou vrou moet dit geniet. Daai plek's ongelooflik." Ek gaan so, "Chom, dis Mali, nie Bali nie." Ja. Dit is die ander een. Ja. Dit is waar Timbuktu van dit Brianna Nel wat ek sal jou volg na Timbuktu. Ja. So Dis hoe ver Timbuktu dit is in sy in Mali. moederland. O, is Hy dit? sit Ja. bo in die noorde, dis ja nie Bo Timbuktu sit hy ja, daar. dis nie 'n vriendelike plek op hierdie stadium, maar so 'n bietjie Ja. 'n geskietery Onmin. O, is daar 'n bietjie onmin Ek daar? onthou toe ek uitstap uit die lughawe uit. Skiet hulle. Toe is dis net soldate. Dit is net VN soldate. Dis net ouens wat jy weet gewere dra en hulle maak net seker almal is veilig daar. Ja, dis nogal 'n interessante plek, maar ek geniet my werk baie, ek ontmoet interessante mense. Een storie van die Kongo, na een van die goudmyne daar, kopermyne. Ja. En ons kom aan, nou bly jy maar in die Star Villages, né? Soos waar jy weet, daar's nou kontrakteurs. Ek dink ek was by dieselfde plek. Hoorie? Waar was jy? By Mumi. Hierdie was by KCC. 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 Okay. En so Mumi is ook daar, Ja, dis ja, die ja. susters myn. Ja. En ek onthou ons kom die middag daar aan, ek en 'n kollega van my. En nou wag ons nou maar, ons nou nog niks om te doen nie. Môre gaan ons induksie doen en jy weet dan gaan ons eers in op die myn en ons eintlik nou maar nog niks om te doen nie en ons is nou 5:00 en wag vir die pub om oop te maak. En die kroeg maak oop en ons stap in. En ek onthou een van die grootste ouens wat ek in my lewe gesien het. Dis dit lyk soos 'n Imboya hangkas wat so staan. Dit is 'n kolossale man. En ons stap so in en hy groet ons en hy kyk so, hy sê, "Julle is nie hier so, ek herken nie julle gesigte nie." Ons sê, "Ja, ons het vandag aangekom." Hy sê, "O, welkom." Hy sê, "Ek het 2 vrae vir julle. Drink julle Jägermeister?" Ons is so, ja, met per geleentheid. Ja. En die tweede vraag is, "Speel jy darts?" Sê, "Ja, ook, maar per geleentheid." Hy sê, "Wel, hier gaan jy al 2 doen." Julle, ek het in my lewe nog nooit so baie darts gespeel en Jägermeister En jy het gedrink. Ja. by 'n myn. Ek weet wat anders moet daai manne doen hulle aftak. Dat ek daai volgende oggend my arm is so seer. Tennis elmboog. Dis soos 'n tennis elmboog. Dan onthou ek net, dan gaan ek so, maar waar dit ek onthou ek daai speel ons daai Maar darts sê gou en vir my daai daar waar jy was daar 'n golfbaan ook op die Moemie hierdie golfbaan. Moemie Ja, die golf. Moemie die golfbaan, ja. Nee, want ek probeer net dink want daar die groot ou daar by Moemie is Gert ook. En ek het ook so groot ou wat eintlik dieselfde. Hulle almal lyk seker maar so daar. Yes, Ja. dit is kyk as ek Maar van Jägermeister en daar speel. dis dit is presies Ja. ja, want ek bedoel hulle kyk die So, dartbord in die hulle kyk eintlik af. Gooi so af, Die ja. dartbord eintlik onder hulle. Ja. Hulle gooi eintlik afdraande.
Ons moet klaar Potty, maak. ons het vir jou 'n drankie gegooi in jou ons gaan nou jou groet, maar ons het vir jou 'n drankie gegooi in jou versekerbeker. O ja. Omdat jy wat baie uniek is aan jou. En ja, jy gaan moet dit raai geniet. omdat jy ons nou vertel dat jy wat so baie reis, het ons vir jou 'n oorseese drankie. Jy kan vir my sê wat baker het daai drank. Ja. Hy ryk vir my nogal bekend. Wat se kleur is hy? Sê sommer vir die mense. Hy is hy's rooi. Ja. Ja. En hy het so raspberry reuk aan hom. Maar toe. Of is dit morango, soos hy ook beter bekend staan. Jy's baie naby, hoor. Hoe lekker is dit nie? Proe gou daar. Yes, hoorie, maar waarna kyk ou? Kyk ou nou Sê na hom. Sê hom wat dit is. dit is Raspberry. Doodgewone sparletta. Sparletta, ja. Ja, dis al wat ons hier ek gehad. het nou Ek het gehoop nou is nie 'n drank gehad. ek het nou gehoop is 'n Ons 'n bietjie ram in. tipe 10. Nee. Ja. 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 Kyk, So dit dit is is, die hy's weer is nie so 50%. sleg nie. Ons kom ons moet net so wel op Mosambik toe gaan. Nee, so ons het nie alkohol hier gehad nie, maar ons het vir Ja, jou maar omdat dankie. ons dink dit pas die beste by jou persoonlikheid. Dankie. Ja, dit is maar wat ons het. Ja. Hoorie nee, was regtig lekker, dankie. Ons gaan dit Dankie, met step my up met vriend. ons. Dit was drankies. lekker om jou hier te hê en ja, dankie dat jy kom Hoorie, kuier. jy is 'n absolute masjien, laat ons dit vir jou sê. Dankie Dude, vir jy julle. laat mense lag. Dit wat jy doen is unbelievable. Dit is so flippend uniek want ek ken nie nog iemand Ja. in ons land wat so 'n stemme regtig kan namaak soos wat jy doen nie. Ag en behalwe die stemme naamlik, jy's 'n snaakse ou. Dis moes. Ja, dankie. Jy Ek is waardeer. nice. Dankie. Nee, dit was lekker om hier te wees. Flip. Ek Ja. ja, uit die aard van die saak ons paadjies kruis daarom ook by Ja, jy gaan by nou 'n paar verskriklik na die episode gaan jy baie boekings kry hoor. Hoorie. Ja. Maar wat En se sies- website is dit daai? Wat se e-mailadres gaan dit? Is dit daai Dis daai stoute grappe? potty@redtube.co.za. Ja. Ja, jy gaan aan 'n RedTube. Hoorie ek kon uit stout gaan treffers. Want hy is stout gaan Ja, treffers. Ja. baie goed. Ek onthou daar's 2 goed wat ek geluister het as ons deur die Karoo gery het, of 3 goed. Was RSG met Nikkie van der Berg, sê wie goeiemôre. Ja. Iets vir iets goeiemôre. Ja. Mense mos jy mag nie sê te koop nie. Ja. Dis te ruil vir kontant. Dis waar. Mag nie sê te koop nie. Stoutgat treffers en Waar en Wollaar van Leon Ja, ja, Schuster Leon. waar die mense uitgevang het. O, Kan die ek prank, met die prank. Die prank, ja, Kan kan ek met meneer Kali Knoetse praat asseblief? Ja, ja. Dis hy wat praat. Dis Brandroe hier van Rambarag Ja, Sondagkoerant. Ons Gaan het dit nog goed? geluister. Ek het jou op die Hoorie, pad nou die dag. daai- Nou, en tannie Memes ook. Tannie Memes, Ja, ja. dit O was nee, ook jy goed. sal nie by my kan op. Jy sal nie by my kan bybly nie. Ek onthou ons het vir Nikkie geluister. Sê wie goeiemôre Nikkie en dan nou 'n Vita Light hier gebel. Jou P Nikkie. Ja, ja. Tiet. Ek onthou een van die snaakste goed wat ek tot vandag toe onthou is dat wat 'n ou ingebel en dit was die tyd toe Evie en Marika de Klerk besig was om te skei. En dit was groot skok, né? Die mense het ingebel en Marika, ons voel so jammer vir jou, jy weet, en almal en toe bel haar ou en dan kon jy mos nou anoniem bly of nie. En hy sê hoor jy Nikkie, ek wil sommer anoniem bly. Ag weet jy wat in elk geval ek sê sommer my naam is dis Andre hierso hoor. Hy sê luister, die hele ding werk so. Is eintlik baie maklik. Jy weet, Evie en Marika was saam op vakansie met die paartjie. Hulle was saam weg op 'n op 'n Griekse jag en toe kom hy terug met 'n jag se Griek. En Ja. en hy het dit op radio vertel. En nog voor, daar's mos 'n bietjie van 'n so gaping dat jy die ding kan stop vir 'n Ja. En ek onthou Nikkie het hy het so gegaan. Hy het so toe geniet Nikkie dit so. Hy nog geniet. Hy mag dit mos nie geniet nie. Hy mag nie. Jy mag mos sien. Ja. Jy mag nie wys jy mag nie wys jy geniet die dans nie. Hoorie op Potty, dankie my vriend. Dit was nou baie Dankie lekker. vir julle hoor. Ja. Net vir die mense sê ek weet nie wie se episode gaan eers uitkom nie, maar ons was op jou podcast ook gewees. Ek kan nie wag. Groen nie. ambulans. Groen ambulans. Ja, kyk kom Ja. ook. Nee, ons gaan vir Jonas moet Ons gaan. hom Ek aan hoop moet eintlik druk. ons is eerste. Dit sal great wees. Ek dink julle sin gaan dalk eerste wees, ja. Nee, so Dan dis ons in moet het. druk vir hom. Ons moet druk vir hom. Blommie sit hom die week Nou, op, hoor? nou. Sit hom nou op. Nee, okay. Okay. En dan net vir die wat nog nie gesien het, die Groen Ambulans Potty het 'n podcast wat unbelievable is. Ons is jou 7de episode, né? 6de 6de episode. 6de ja. Ja, maar toe. Dankie julle. Dankie vir jou. Hoor jy met veilige reis hoor. Dit is so lekker geloop. Veilig reis, hoor. Veilige Ja, reis. buite. Hierdie pad is verskriklik. Ja. So. Mooi ry Kongo. Hou toe, die jy bly tyres mos nou op. daar. Hou die tyres op die teer. Dankie guys.